Okay, julle gaan nog ongeveer gaan die reg te maak. So, asseblief voor. Dan moet ons nog die deur op net van binne af. As jy hoe laat is dit al? Dis so 20 voor. Ek wil jy gaan so kort maar op. Ja. Nee, is reg. Moet die deur is reg. Okay, julle, ons het nou, ag, ek het net op my bril alweer by die huis vergeet. Ek het nou laasweek met boekie F1 klaar gemaak. En dit gaan alles, ons is besig om die dak op te sit. En hierdie hele afdeling van Herbou se huis is die laaste afdeling waarin ons instap. Gaan eintlik oor my en jou verantwoordelikheid om die gawes wat God aan ons gegee het letterlik uit te leef. Want wat help dit die Here gee ons gawes en ons bereik nie, jy weet, die wêreld met dit nie. Want die doel van dit alles, en as jy gaan kyk na die daai skrif wat die Here sê toe hy opgevaar het, want ek het vir julle gesê as 3 dinge by die hemelvaart wat gebeur het. Wat ons eintlik moet weet. En die eerste een is wat die Here vir hulle sê gaan maak disippels. Die tweede een is wat die Here sê het gaan wag. So met ander woorde, gaan maak disippels, maar voordat julle gaan wag eers in Jerusalem, want julle sal my getuies wees. Die goed loop hand aan hand, maar daar's 2 opdragte daar. Met ander woorde, jy kan nie disippels gaan maak. Ons kan nie volgelinge, want 'n disipel is 'n volgeling van Christus. Jy kan nie volgelinge gaan maak as jy nie eers die krag van die Heilige Gees in jou lewe het nie. En dan die derde ding wat jy nou nie dadelik in daardie skrif daar sien nie, is 'n bietjie vorentoe waar die Here Jesus eintlik in 'n profetiese woord na 'n profetiese woord verwys. Dis eintlik Paulus wat dit doen, waar hy sê, en toe Jesus opgevaar het in die hemel, het hy gevangenes gevange genoem en gawes. Hy sê die Ou Testament sê geskenke aan hulle uitgedeel. So met ander woorde by die hemelvaart, en nou kan jy ons nou sien, dit loop hand aan hand, want wat is die gawes? Die gawes is die Heilige Gees gawes, en waar is dit uitgestort op die dag van Pinkster? So met ander woorde, toe hy in die hemel opgevaar het, het hy gegaan om gawes, dit wat hy gedoen het, te dupliseer binne die konteks van sy kerk. En dit is waar ons is, so die Herbou sy huis se dak kan nooit anders wees as om my en jou te kry om God te leef nie. Onthou, daar so 3 blokkies aan die kant van jou ou prentjie. Die eerste een is ken God, dan beleef God en dan leef God. So ken God gaan oor sien die groot prent, verstaan hierdie dinge van die koninkryk, en dan waar jy die Here leer ken deur bekering, deur jou hart oor te gee, en dan begin jy by beleef God, wat jy fisies die krag van die Heilige Gees ontvang by geboorte. Dit gaan oor die handoplegging, die salwing by die Heilige Gees, en dan gaan jy nou oor na die res van dit toe, wat die Here nou met ons praat rondom die 6 pilare en al die dinge, hoe jy dit moet doen om toe te tree tot die koninkryk. So, die orde van hierdie ding eindig in die dak. En ek weet nie wie van julle, ons gaan nou saam bid dat ons net eens open, maar wie van julle, waarmee sluit die gawes af? Wie van julle weet? Wie van julle kan onthou, julle ken dit, maar wie van julle weet, waarmee sluit die gawes af wat Paulus noem in 1 Korintiërs 12? Met liefde. Hoe sê hy dit, Monay? Het sê, die belangrikste is die liefde, waarvan die liefde die belangrikste is, wat die ek kan nou nie... Hy sê, al sou ek ja, die tale van mense en engele spreek, ja, maar nie die liefde het. en ek het nie die liefde nie. Ja, sal ek 'n klinkende simbool en 'n klinkende metaal en 'n leidende simbool wees. En daai simbool is, Ja. dit is daai goed. It said these 3 things remain and unsaid, but love is the most important. Ja, daai 3 dinge, geloof, hoop en liefde, ja, waarvan wat hy liefde sê, maar dis Romeine. O, is Okay, dis nou Romeine. Maar as dieselfde konsep. selfde konsep. So, nou bly oor geloof, hoop en liefde. So met ander woorde, waarvan die grootste is, sê hy aan die einde van daai vers, die liefde. Ja. So met ander woorde, as die Here in sy groot gebod sê, ons moet God lief hê met ons hele hart, ons hele siel, al ons krag, ons hele verstand. En dieselfde gebod sê hieraan gelyk, jou naaste soos jouself.
Wat is die grootste liefdesdaad wat jy aan enige mens kan doen? Om hulle aan Jesus voor te stel. Verseker. Ons kan baie dinge doen, die moslems betoon ook liefde. Hulle motief is dalk nie heeltemal suiwer nie, want hulle wil ouens moslems maak. Met ander woorde, al hierdie ouens wat hierdie groot goed doen, al die ouens wat hierdie groot goed doen, weet wanneer dit oorstromings en al hierdie dinge is, daai hele, wat is daai ou, Soleimani, wat is daai ou se van? Ja, Gift of the Givers, ja. Hulle doen mos goeie goed. Daar's baie wêreldse mense wat goeie goed doen. En baie mense doen goeie goed omdat hulle 'n liefde eintlik vir ander mense het. Maar die liefde wat ek en jy, die grootste liefde wat ons behoort te demonstreer, is om enige mens, of kom ons sê alle mense die geleentheid te gee om enig op te staan uit die doodheid. So met ander om by God te wees. So dit is ons grootste verantwoordelikheid, is om mense by die Here uit te bring, en daarvoor het ek en jy die Heilige Gees ontvang, want voordat jy gaan om disippels te gaan maak, wag vir die Heilige Gees. En wanneer jy die Heilige Gees ontvang het, en nou kan jy mos gaan sien, die oomblik, toe Petrus hulle die Heilige Gees ontvang, toe staan hy op met die 11, en hy verkondig een boodskap, en 3000 siele kom op een slag tot bekering. Nou julle daai ratio kan jou kop nie uitfigure nie. Ek luister na hierdie Duitser wat sy naam Reinhard Bonke, waar hy op een slag uitkom op die platform, dan is daar 400.000 mense by mekaar. 400.000. Maar gaan kyk wat is die sleutel daar. Die sleutel is gebed. Hy sê dit reguit. So, in die beste van alles, ek weet nie of jy dit weet nie, Reinhard Bonke het in Lesotho begin. Hy was 'n sendeling in Lesotho. En Reinhard Bonke het 'n groot crusade gereël. En hy het 'n evangelis uit Suid-Afrika gaan haal. En ek weet nie wie dit is nie. Ek kan nie aflei, noem nie sy naam nie. Ek het 'n idee wie dit is. En hy het hierdie ou gekry om in Lesotho 'n crusade te doen. En hy het honderde pamflette uitgedeel. En die dag toe hulle nou die ou daar opdaag om toe is die sale vol. Die plek was vol. Chockembluis gestamp vol. En na 15 minute se preek, toe stop die pastoor. En hy bid vir nie een sieke nie. En Reinhard is omgekrap. En hy sê vir hom, hoekom bid jy? En hy sê, ek gaan nou huis toe. Ek is nou klaar. En hy sê vir hom, jy kan nou huis toe gaan, maar op een voorwaarde, jy bid môre vir siekes. Want ek het dit geadverteer, kom kyk word siekes gesond. En die volgende dag kry hy die ou, of ry hy op pad nou na die saal toe waar die venue toe waar dit was. En hier ry hy by die ou verby met 'n safari pak. Hy sê, weet jy wat sê, is 'n safari pak, dis waarmee hierdie Afrikaners jag. En hy vra van waar gaan jy heen? Hy sê, ek gaan huis toe. Hy sê, jy kan nie huis toe gaan, jy het 'n belofte gemaak. Hy sê, nee, ek het nie 'n belofte gemaak nie. Hy het gesê, jy het gesê, ek moet vir hulle bid, en ek het vir jou gesê, ek sal sien. Die ou sê my, ek gaan huis toe. Hy sê, jy kan nie huis toe gaan nie, want ons het hierdie crusade. Jy het gisteraand nie vir hulle gebid nie. Wat, jy stel my hier in verleentheid, wat gaan ek doen? En hy sê vir my, ek gaan huis toe. Hy sê, hy klim in sy kar, en hy besef, hy is in die moeilikheid. Wat doen hy nou? Hy sê, terwyl hy daar sit agter sy stuurwiel, roep hy tot God vir genade. Hy sê, en hy hoor net hierdie een woord van die Here. My woord in jou mond is net so sterk soos my woord in my mond.
Julle hoor nie wat ek sê nie. Ja. Ek hoor, ja. Hy sê en hy sit daar en hy vat hierdie woord wat hy hoor by God en hy ry na die venue toe en almal die organiseerders is daar en hulle vra waar is hy nou, hy sê hy's huis toe en almal freak. Nou wie gaan nou preek? Hy sê ek. En die ouens freak uit en hulle lag vir hom. Hy sê en hy preek 15 minute na te begin en sê die Here vir hom, maak 'n uitnodiging en vra dat alle mense wat hier sit, wat totaal blind is, moet opstaan. Hy sê en 4 staan op. En hy sê en hy kyk hulle so, hy sê onmiddellik sê die duiwel vir hom, wat gaan gebeur as jy bid en niks gebeur nie? Niks gebeur. Hy sê hy bestraf die duiwel in hierdie woorde, my woord in jou mond is net so sterk soos my woord in my mond. En hy begin die woord van God spreek in genesing oor daai ouens sonder om aan hulle te raak. In die volgende oomblik begin hulle pandemonies uitroep in daai saal, ek is genees, ek is genees. Hy sien die ouens spring op die stoele, hy sien is chaos na hele plek. En die Here genees al 4 wat totaal blind was. Hy sien toe verander dit van sendeling Reinhard Bonke toe na evangelis Reinhard Bonke. En dis waar hy begin het in Lesotho. Want ek het altyd gewonder, hoekom is sy persoonlike voorbidder 'n Afrikaanse meisie? Ek kon dit nooit klikkie by die oor. Haar naam is Suzette Hatton. Sy is in Suid-Afrika terug, al vir 'n paar jaar. Ek het haar persoonlik ontmoet. Sy het al sy crusades deurgebid vooraf, saam met haar span. En ek verstaan dit nou, as hy in Lesotho begin het, Lesotho grens aan Vrystaat. So hy het iewerster daar, het hy met haar 'n koneksie gemaak. En God het haar geroep vir daai geweldige groot werk. So, wat het Reinhard Bonke ontdek? Dat die gawes werk deur die liefde. En ek en jy moet verstaan dat die pad wat ons loop, ek moet my gawes kanaliseer vir die koninkryk van God. Anders gaan ek vir God niks beteken nie. Of dit is hoekom hy jou gawes gegee het. En ons gawes verskil. Die een het dit en die ander het dat en die een het dat, daar's 'n klomp gawes. En jy het daai toetse ingevul. Wie van julle daai toetse ingevul? Was dit interessant of was dit nie interessant? Ja. Kom ons vra so 'n bietjie, jou motiverings, noem gou vir my die 5 motiveringsgawes. Maar voor jy dit noem, kom ons bid net hier saam. Dan is dit te ver aan. Here, ek wil vra dat jy in hierdie oomblikke net sal kom in die teenwoordigheid. En terwyl ek U ervaar, wil ek vra dat U sal spreek, dat U tot ons harte wil spreek. Here, rig ons op om te doen wat U van ons verwag om te doen. Help ons Hemelse Vader om ons hele lewe oor te gee in U hand. Here, daar is baie dinge wat ons nie verstaan hoe die pad vorentoe lyk en wat ons moet doen nie. Al wat ons weet is, elke dag is belangrik. En dit is die roeping wat U nou vir ons gee. Mobiliseer U ons in Jesus se magtige naam. En ek dank U, Vader. Amen. Ok, kom ons praat gou oor daai gawes. En dit is eintlik waarby ons moet 'n bietjie stil gestaan het, wat ons nou laasweek eintlik oorgegaan het, want almal se vormpies was nie ingevul nie. Noem gou vir my die 5 motiveringsgawes. Ek was nou nie met die vormpies nie. Dis die apostoliese gawe, die profetiese gawe, evangelistiese gawe, herderlike gawe en leringsgawe. Ok, die 5voudige bediening noem hulle dit in kerkterminologie. Ok, profeet, begin by apostoliese bediening, jou profetiese bediening, jou herderlike bediening, jou evangelistiese bediening, jou leringbediening en dan kort daai een wat se aan een. Dit is hulle almal. So met ander woorde, ek het tot die slotsom gekom dat inherent
is daai gawes, Psalm 139 loop hand aan hand. Voordat God jou in die moederskoot gevorm het hy jou reeds afgesonder, is sy jou dae van jou lewe in sy boek opgeskrywe. En God het geweet, want hy sê in Jeremia 1 vers 5, ek het jou as profeet, voordat jy gebore was, het ek jou as profeet oor Israel geheilig. So met ander woorde, jou gawe, daai gawes lê binne in jou. En dit is wat jou eintlik in hierdie wêreld aan die gang hou. Ek noem dit jou motiveringsgawe, want dit is die ding wat jou dryf. Want mense wat 'n sterk evangelistiese gawe het, sal sterk in die sekulêre wêreld, in die verkoopsbedryf betrokke raak. Ouens wat 'n apostoliese gawe het, sal baie sterk in die sekulêre wêreld, sal hulle baie sterk leierskapseienskappe hê, en gewoonlik die MD van 'n maatskappy of hulle eie maatskappy of wat ook al hê. Ouens wat 'n leergawe het, dis 'n maklike ou enetjie. Hulle is gewoonlik onderwysers of ouens by die universiteite of wat ook al. Mense wat klas gee binne in 'n besigheid. Daar's baie ouens wat hulle eie opleiers het. En dit is die mense wat jy daar gaan gebruik. So, al daai gawes werk, in elk geval in jou, maar dit is nog nie gekanaliseer vir die koninkryk, as jy nie tot bekering gekom het nie. En dan is daar 'n lys van gawes wat Paulus lys, die gawe van administrasie, die gawe van tale, die gawe van genesing, die werking van kragte, en al daardie dinge wat hy lys in die boek van Korintiërs, dit is jou bedieningsgawe. Maar jy kan nie jou bedieningsgawe uitleef sonder dat jy jou motiveringsgawe verstaan nie, want die goed loop hand aan hand. So binne die konteks van wie jy is, het God vir jou geskenke gegee wat jou in die teenwoordigheid van die aansienlikes bring. En jou geskenk is dit. So kom ons kyk 'n bietjie na daai vyfvoudige bediening. Nou ek het nou kliniese vorms daar by my, hy het dit nou reg vir my gegee. Gaan kyk en dis presies hy. Sy eerste gawe is waarheid. Ek wil weet, wat is waarheid? Sterk lerend gawe, en onthou, jy moet mooi verstaan, dit is ouens wat 'n punt, dit is mense wat 'n duidelike soeke het, na wat sê die woord, wat is waarheid? Baie ander mense, waar nie nou, die evangelistiese gawe, hy jag siele. Hy wil getal hê. Hy wil mense tot bekering bring. Jou herderlike gawe, ag, dit is jou pel, hulle is pelle. Praat ek met Pastor Tini, gaan jy binne 10 minute agterkom, hierdie ou is herder. Sy gawe is, sy hele familie is op die verhoog. Hy het 'n tipiese herderlike gawe, hy het pelle wat skatryk is. Hy maak pelle met almal. Hy het 'n motorfietsklap, hy ry motorfiets en dan 'n klomp ouens by mekaar en elke donderdag dan sit nou motorfietsbende klap. Okay, dan bedien hy hulle. Hy maak pelle met almal want hy versorg hulle. Dit is 'n ou in die hospitaal, dit is 'n ou seer kry, dan's 10 die dae. Dis sy gift. Net nie vir hom vra. Geef my rigting nie, geef my visie nie. Skryf vir my 'n lesing nie. Hy haat dit. Hy preek letterlik op 'n A4. Toe ek hom leer ken het hy 1 A4 gevat en dit gevou, so. En sy hele preek is op daai ding. Ek skryf 12 bladsye uit. Want hy vat daai ding hy preek. Wat doen die evangeliste? Hulle sterk evangelie gedryf. Soos Maree is 'n evangelis. Hy het sy Bybel gevat. Ja, dis reg. En dan in sy Bybel het hy 'n klein blaadjie en dan het hy 'n skynspeltjie wat hy daar insit. En dan het hy nommer 1 en 'n verwysing van hierdie skrif net na nommer 2 toe. So hy het niks uitgeskryf nie, net sy verse. En nou maar daar soos gepreek het. Kyk jy dan gevoel hoor. Hy het vir jou geskit uit jou skoene uit. As jy daar opstaan, dan weet jy dat jy moet of nou tot bekering kom, of jy weet jy is nou vir die tweede keer tot bekering. Kyk, hy het vir jou geskik. Ek het al 'n ou met sy preek na die Here toe gelei. So, dit is Swys, so klein mannetjie. Hy lyk soos Mr. Min. Die leeu het mos sy vrou aan haar kop gebyt. Ja. Nee, daai ou is wild. Hy keer mense om. Hy's nou mak, hy's nou oud. Maar hy's nog steeds kwaai in die gang vir die Here.
So jou gawe is belangrik. So, wat was joune Dolf? Jou motiveringsgawe. Daai hoogstuk, kan jy onthou? Victoria, wat? Okay. Verlang mense gelei, verstaan jy, binne die tronk het hy 'n klomp, maak nie saak waar dit is nie, het hy opgetree in 'n begeleidende hoedanigheid waar hy oor mense aangestel was, want hy was in die gevangeniswese vir jaar sy hele lewe daar. Hy was uit ouer as 'n mens geraak daar. So is van die begin af daar. Okay. So die gawes is daar julle. So moenie daai goed minag nie. Maar gaan kyk wat is die voordele en wat is die nadele. En gaan lees bietjie op. Dan gaan jy sien. En dan jou bedieningsgawes, die gawe van administrasie. En ek het laas vir julle gesê, jy kan nooit bokant jou administrasie presteer nie. As jou administrasie vrot is, dan gaan jy sukkel. Want as jy iets, you can't, wat is daai gesegde wat hulle sê, jy kan dit nie bestuur as jy dit nie meet nie. Okay? So you can't manage it. Wat is daai spreekwoord in Engels wat hulle sê? You can't manage what you can't measure. Ja. So jy moet dit eers measure. En dis administrasie, want jy wil weet, waar staan jy? 'n Besigheid wat homself nie meet nie, hoe gaan hy weet waar is hy? As jy weer sien as jy in die rooi. Myne is verseker nie administrasie nie, ek kan jy dit beloof. Okay, wat het jy nodig? Ek is bly jy sê dit, maar wat het jy nodig? Jy het 'n administrateur nodig, met ander jy het iemand nodig wat jou goed vir jou kan oplyn. Ja. En die goed kan regkry. Ou Marno, hy's 'n briljante elektriesien. Ek verbaas my partykeer vir wat die Here daai kind gee om te doen. Maar admin is nie sy sterkpunt nie. Gelukkig het hy nou 'n vrou getrou wat redelik admin georiënteerd is. Hy kry jobs, dan wonder ek by myself, hoe op jy harte. Hy doen nou, ek weet nie hoeveel huise het al in Serengeti gedoen nie. Ken julle Serengeti? Wie van julle was al daar? En dis een van die major grootste ontwikkelings langs Kempton Park. Hy doen 'n huis nou daar 1800 vierkante meter. Nou die gewone huis is 250 as dit 'n groot huis is. Dis 8 keer hy is. 1800. Hy het nou vir 'n 2 weke of 3 weke in Rustenburg gewerk, wat hy 2, wat se gyms is hy maar het gedoen het? Planet Fitness gyms gekry het om oor te doen. Val hy uit. Maar sy sterkpunt is nie admin nie. So wat moet hy korte, dit is hoekom die eerste ding wat jy in 'n kerk aanstel is 'n admin dame. Want iemand moet die goed bestuur. Dis gawes wat werk binne die konteks van die koninkryk. Okay. En God sê, ek sit dit by mekaar, Efesiërs, die 4 vers 16, vir die opbouing van die gelowiges en die groei van die gemeente. So as die gawes reg werk, dan sê die Bybel, sal God groei in die gemeente gee. Want elke ou vervul sy doel. Die herders is daar om al die hospitaalbesoeke te doen. Hulle is daar om almal wat siek is op te volg. Hulle is daar om almal wat nie lekker voel nie, almal wat 'n pyn het en al daai. Dis die herderlike bediening. Die leringbedienings rig hierdie ouens. Hy lei hom op. Hy maak van hom 'n disipel. Jesus het al 5, onthou die apostoliese bediening raak aan al 5 vingers. Al 4 vingers. So, jy het die gawe in jou. Maar daai gawe, sê Paulus, sal nooit effektief wees as jy dit nie met liefde doen nie. Want die liefde bedek alles. Wat doen 'n dak? Dit bedek alles. Die liefde hoop alles. Die liefde verdra alles. So met ander woorde, die dak op 'n huis maak alles binne toe. Dit beskerm alles. En hierso sien jy, hier's 'n dak wat lek. Want ek hoor dit so 'n bietjie nat gereën vanoggend terwyl dit nog nie eens gereën het nie. Okay. So as die dak 'n vloei het, dan suffer alles onder. So kry die dak uitgesorteer. Maak seker die dak wat jy opsit is proper, is goed. So ek wil vanaand by dit aansluit.
So in die vorige lesings het ons stilgestaan by die 2 belangrike bevele wat Jesus aan sy volgelinge gegee het by sy hemelvaart, om disippels te gaan maak van alle nasies en om te wag op die krag van die Heilige Gees om om hierdie opdrag suksesvol deur te voer. Nou ons het baie daaroor bedien en ons het stilgestaan daarop. Met hierdie bevele sluit Jesus sy aardse bediening af en gee hy die verantwoordelikheid aan sy kerk oor om siele in die koninkryk van die duisternis te red en hulle oor te bring na die krag van God se koninkryk. Julle, my en jou werk is om mense uit die duisternis te bring en hulle oor te plaas na die koninkryk van lig. En hoe jy dit gaan doen, God gaan nie, hy gaan jou nie gebruik soos hy my gebruik nie. Hy gaan jou gebruik wie jy is. En daar's 2 dinge wat ons mooi moet verstaan. Wat die Bybel vir ons sê, is eintlik 3 dinge in die boek van Openbaring. Hoe ons, hallo julle, welkom hoor, ons is bly julle is hierso. Ja, iemand het gesien, hoor jy daar soos 2 boekies, vat sommer al 2 hoor. Dankie. Een van elk. Ja, prys die Here man, ons is baie bly julle is hier hoor. Ons het nou net 'n groot inleiding gegee, so julle het niks gemis nie. Ons begin nou net met die lesing. So met ander woorde, die opdrag in Matteus 28:19 is gaan maak disippels en dan sien jy die Here sê in Lukas 24 vers 29 en Handelinge 1 vers 4 dat ons moet wag op die krag van die Heilige Gees. Want jy kan nie in die geestelike atmosfeer suksesvol funksioneer in jou eie krag nie. Want hoe gaan jy 'n persoon wat in die wêreld is met 'n wêreldse gesindheid na die Here toe bring? Jy moet met jou gawe, met die krag van die Heilige Gees wat in jou is, moet jy hierdie mense bereik. En jy doen dit op die manier wat God jou voorbeskik het om dit te doen. Almal gaan dit nie op dieselfde manier doen nie. Elke ou gaan sy eie manier gebruik. Ek het nou die dag vir julle gesê, ek praat met 'n ou wat uit so 'n pleegsorgdogter wat hy elke naweek gaan haal by die kinderhuise en is 'n besigheid, so hulle het nie kinders van hulle eie nie en ek dink ek het vir julle nou 'n storie vertel en ek was saam met op 'n funksie saam met hom gewees en hy sê vir my en ek dink ek weet net wat se kerk uitkom. Hy kom uit 'n gereformeerde kerk uit en die kind is baie betrokke by Every Nation kerk. Reach Every Nation, wat is hulle naam ook al. En deur die week, want die ouers by die huis wat sy bly by is by daai gemeente betrokke en sy sê vir hom, maar kan ons 'n bietjie vandag na my kerk toe gaan? En hy sê nee, maar okay, kom ons gaan 'n bietjie na jou kerk toe want jy kom ons altyd saam met ons kerk toe. En hulle gaan soontoe. Hy sê hulle stap daar in, is vir hulle nou vreemd, hy sê maar die liefde van die Here daar is so oorweldigend dat hy kan nie anders as om net vry te voel binne die omgewing van hierdie klomp mense nie, julle. Hy sê hy praat daar met 'n vrou en wat na hom toe uitreik en hy en sy vrou staan dan, hulle praat met die vrou, hy sê en hier kom 'n ou en hy steek sy hand hier agter oor sy skouer en hy druk sy vinger in sy koffie. Hy sê hy sê hy is so verbaas dat hierdie ou so blaatant is dat hy het nie 'n woord om te sê nie. Hy sê en hy kyk net net om en die vrou sê ag moenie worry, hy is net my man. Moenie worry, hy is net my man. En hier staan hy met die koppie koffie. Nou wat het ek nou maak? Sy vuil vinger was hier in. Ek hoop dit is sy neus gekrap nie. Sy vrou sê nee, moenie worry nie, gee hy koffie, gaan vir jou ander koffie aangooi. En hier kom staan die ou langs jou. Hy sê hy is die vriendelikste ou wat jy kan kry. Wat het daai ou gedoen? Sal ek nou my vinger oor jou skouer en jou koppie koffie gaan druk? Never man, nooit. Dis ek nie. Has nie manier nie. Maar daai ou kom weg daarmee. Want dis sy persoonlikheid, dis sy geaardheid. Hy sê en toe die ou langs hom kom, hy kom staan en hy stel homself voor en hy sê ja, hierdie is my pragtige vrou en dit is nou ek. Hy sê die volgende vraag wat hy hom vra, hy sê, wat doen julle donderdag aand? Hy sê ek staan aan, ek weet nie eintlik wat om te antwoord nie en hy sê kyk vir my vrou en sy kyk vir my, hy sê wat doen julle donderdag aand? Hy sê hoekom wat? Hy sê nou is hy bang, die ouens kom hier met een of ander evangelisasie ding uit of wat ook al. Hy sê nee maar moenie worry nie. Ek wil weet wat doen julle donderdag aand? Julle kom eet by ons.
Hulle praat en praat, hy sê nee, ek like julle te veel, donderdag aand is te ver, is julle môre aand beskikbaar? Hy sê, hy draai my, hy sê vir die ou, hoorie, jy is die man in die huis. Hy sê, daar by my, as ek iemand wil nooi, dan moet ek ten minste 2 maande voordat vir my vrou sê, hoorie, hier kom mense op daai dag en daai datum, jy moet reg wees vir ete. Hy sê, nee, nie waar nie, ek bak al die kos. Jy sorg dat jy uitkom, dis nie 'n las vir my vrou nie, ek gaan dit doen. Jy sorg dat jy môre aand hier is. Gelukkig gaan die kiema afbraak. Nou kan julle sien, daar's nie 'n manier dat ek op daai manier gaan optree nie, verstaan jy? Daar's nie 'n manier dat my vrou met my gelukkig gaan wees, as ek vir ou sê, hoorie, julle kom môre aand by ons eet nie. Maar in hulle gesin is dit 'n algemene ding, want gasvryheid is een van sy gawes, en hy gebruik dit om mense by God uit te bring. En ek gee jou een raai waar daai mense aangesluit. By die koffiedrukker, vingertjiedrukker, hoe jy dit ook al wil noem. Koffietoetser. So hy het daai 2 mense, daar is mense wat die Here ken. Dis 'n besigheidsout, sy eie besigheid, hy's in die boekhoukunde en hy's 'n ouditeur. Daai ou het met sy vingerstorie het hy mense getrek. Hy het hulle aandag gekry. Maar ek en jy kan dit nie gaan doen nie. Okay? Want dis nie my gawe nie. Ek gaan met jou sit en met jou praat en ek gaan jou woord gee. En as ek met jou klaar is daar, gaan jy weet dat jy iets gekry het. Dan gaan jy my vra, okay, maar wat is nou die volgende stap? Dis my gawe. So jy sit met 'n gift. Nou kom die Here en hy sê, my en jou verantwoordelikheid is om die koninkryk eerste te stel. Soek eers die koninkryk. Met ander woorde, kry God se heerskappy in jou lewe, en as God in jou lewe heers, dan kom Johannes 5 vers 19 en 30 eintlik in plek. Die seun van die mens kan uit homself niks doen nie, maar wat hy die Vader sien doen, dit doen hy net so. So wat wil God doen? Wat wil die Here vandag in my en jou lewe doen? Ek en jy moet hom eintlik elke môre vra, Here, wat wil U vandag met my doen? Dis een woord van bemoediging, wat jy net vir een persoon gee. Wat kan ek doen? Partykeer is dit daardie een woordjie wat, een gedagtetjie, een sinnetjie wat jy vir 'n persoon gee op die regte tyd, omdat die Heilige Gees jou lei, wat daai persoon se lewe in totaliteit omdraai. Hierdie gesinnetjie wat hier langsaan bly, hierdie kerk was 15, hierdie gemeente nie, die vorige gemeente wat hierso was 15 jaar in hierdie gebou. Hulle het nie een diens hierby gewoon nie. Maar hulle bly 100 meter van jou af. Ek het by die seentjie gestop, toe kom sien loop. En ek het vir hom gevra, waar gaan jy heen? Hy gaan karate klas toe. Nou julle, dis daar by Wonderboom Laerskool. Toe sê ek, ry saam met my, gaan jou aflaai. Want sy ma werk. En hy praat maklik die kind, hy is nie skaam nie, en hy sê vir my, oom, wat doen ek? Sê vir hom, nee, ek gaan nie met 'n gemeente begin, jy moet die kerk. Ek sê, wat se kerk is jy in? Nee, hy sê in 'n kerk is dan, jy gaan nie na toe kom. Ja, En ek het hom gelos, ek het hom afgelaai, en ek het hom nooit weer opgelaai nie. En na een oggend toe stap hy kind teen. crazy, hè? Fantasties. En wat doen hy die aand? Hy sê vir my vrou daai môre, ek gaan my ma saambring. So wat 'n gawe het hy? Herder gehad. Evangelis. Evangelis, ja. In die aand toe kom sy ma saam. Fantasties. En sy so half verleen, en sy sê, hoorie, ek weet nie of ek op die regte plek, of ek hier mag wees. Ek sê, asseblief, wees op die regte plek. Kom, ek het nie 'n diens nie, maar ons gaan opleiding doen. Dan sê hy uitstap, sê, wat is jy, wanneer is die dienste die naweek? En ek weet van daai tyd af kom hulle elke liewe naweek. Ja. As ons nie met mense gaan praat nie, julle, hoe gaan ons hulle by God uitkring? Ek het nie 'n groot storie gespin daar nie. Ek het nie 'n evangelisasieproses gevolg, stap 1, stap 2, stap 3, stap 4, wat is die 15 nou weer, 5, ja, 5 ou 15, 6, 7 nie, en daar is jy nou is ek reg om, nee, wees net jouself, gebruik jou gift, gebruik jou gawe, en ek gaan julle 'n maklike manier leer een van die dae.
hoe om met mense te praat en 'n aanknopingspunt te kry. Wat as jy jou ore oopmaak? Mense sê vir jou, jy moet net luister. Mense sê vir jou wat in hulle lewe verkeerd is in 'n gesprek. Nie noodwendig reguit nie. Maar in 'n gesprek gaan jy hoor, hier kom goed uit. Ek het gehoor my ma, weet jy, ons het vandag sulke slegte nuus gehad. My ma was by die dokter en hulle het gesê sy het kanker. Hy klein dogtertjie daar by ons huil al heel dag. Want haar mamma wat in Soshanguve bly, is deurtrek met kanker. En ons sukkel al 10 jaar lank om daai vrou net by 'n dokter te kry. Maar die man vat nie verantwoordelikheid nie. Totdat ek nou gesê het, genoeg is genoeg. Ek sal die doktersrekening en al die toetse betaal. Kry nie daai mamma by die hospitaal. Of by 'n plek wat hulle so na so goed kan doen. Sy gaan môre word sy opgeneem, of die 9de Dinsdag. En die 11de gaan hulle opereer. Nou wat die uitkoms gaan wees, 'n mens kan net bid dat die Here hulle genade gee, want daar's nog 2 kleinkinders daar. So, die wêreld is stikkend, en ek en jy die antwoord. En ek hoef nie te kom met hoogdrawende goed nie. Ek moet net met 'n ou sê, hoorie, weet jy, ek kan my nie indink hoe jy voel nie, maar ek het begrip vir waar jy is, maar weet jy, daar is 'n antwoord van een wat jou deur hierdie proses kan help. En sy naam is Jesus. Gee oor. Gee oor. Het jy al jou lewe oorgegee? Nee, ek het nie. Kom ek help jou om dit te doen. Bid saam met die persoon. Want julle, hoe al die mense wat in die kerk inkom, is maar mense wat God nodig het. Want hierdie ouens wat God nie nodig het nie, dis vir hulle is dit moeilik om tot bekering te kom. So hy ryk man in die Bybel, want hy het alles. Maar wanneer dit met jou so 'n bietjie slegter gaan, dan begin 'n ou uitreik. Wat betekenisvol is die feit dat Jesus sy aardse roeping begin met die roeping van eenvoudige vissermanne aan wie hy die opdrag gee om agter hom aan te kom. Nou wie van julle weet wat is die Griekse woord vir agter hom aan te kom? Ons het dit reg aan die begin gedoen. Daar sê Willem, hierdie is die tweede sessies wat jy al deurloop met dit. Wat is die Griekse woord daar? Dis net 'n lekker woord om te ken. Opizo, follow behind, walk back, loop agter my, kom agter my aan. Nie loop langs my nie, nie loop voor my nie, loop agter my. Volg sy pas, loop waar hy loop soos hy loop. Kom agter my aan. Ek sal, wat is die calling, die begin van Jesus se openbare bediening nadat hy deur die versoeking gekom het. Die heel eerste ding wat hy doen is, hy gaan terug na Galilea toe en hy roep sy eerste 4 disippels. Maar wat is die sleutel van daai calling? Die sleutel van daai calling is uitdruklik, hy sê, gaan, volg my, opizo, follow behind, walk back, follow me, waar ek loop, kom agter my aan, en ek sal maak, dat julle vissers van mense word. So wie vat verantwoordelikheid vir die groei van die kerk? Jesus. Is daar nie 'n ander skrif wat die Here sê, en ek sal my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nooit oorweldig nie. So met ander woorde, Christus is die een wat sy kerk bou. Maar hoe doen hy dit? Hy doen dit deur almal wat ophou. Almal wat agter hom aankom, almal wat hom volg, almal wat die wêreld neerlê, almal wat hom begin dien, gebruik hy om sy koninkryk uit te bou. Markus 1 vers 17 sê, en Jesus sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal maak dat julle vissers van mense word. Ek sal veroorsaak, ek sal toesien. As julle net bereid is om agter my aan te kom, sal ek toesien dat julle vissers van mense word. Met hierdie woorde vat Jesus die verantwoordelikheid op om elke persoon in sy kerk
'n siele oes te gee. Is dit nie wat daar staan nie? So met ander woorde, elke persoon wat die besluit neem om Jesus te volg, sê die Here, ek sal van jou 'n visser van mense maak. Of jy dit wil glo en of jy dit nie wil glo nie, daar is mense wat deur jou calling, deur jou gawe, deur jou verhouding met God tot bekering moet kom. Want God sê dit. Hierdie goed geld mos nie net vir hierdie 4 ouens nie. Dit geld vir elke ou wat Jesus sal volg. Is daar 'n oes beloof. Petrus en die ander apostels, met die oog op die uitstorting van die Heilige Gees en sy finale opdrag aan hulle om die wêreld in te gaan en volgelinge vir hom te gaan maak. Jesus sê vir hulle, ek gee julle 'n verantwoordelikheid. En julle verantwoordelikheid is, kom agter my aan, en dan gee ek julle 'n belofte. Ek gaan jou gebruik om siele in te bring. So, moenie jouself onderskat nie. Julle, ons is geneig om bang te wees om met mense te praat oor Jesus. Ons is geneig om bang te wees om nie te evangeliseer nie. Jare terug staan ek by 'n swembad en die kinders swem gala, hulle is baie goed geswem, veral Regard het baie goed geswem. En die man en vrou is bly in Mountain View, hulle die oudste huis in Mountain View is hulle die oorspronklike plaashuis het hulle gekoop jare terug. En sy daai huis, al die jare het sy 'n begeerte gehad na daai huis. En op 'n stadium, my man is 'n prokureur, koop hulle hierdie ou huis. Ek dink die huis is daai jaar oor die 300 jaar oud. Pragtige huis. En ek staan langs die swembad en in die gesprek wat ek en sy staan en die kinders gaan nou swem hier in die lyn, die lane af en ons staan hier langs die swembad, hier wil hulle nou verby ons moet kom en ek hoor hierdie vrou is soos 'n superhoedeloos. En sy sê vir my, ek het so lank gebid vir hierdie huis. En nou gaan ons dit verloor. Ek sê, hoekom? Sy sê nie, my man is 'n prokureur. Hy het vir Sambo gewerk. En ek weet nie of julle weet nie, Sambo het ons op 'n stadium ontbind of is oorgegee na 'n ander. Hulle Trust Bank, het United Bank. Het hulle United geword. En Sambo het bankroot geword. Ja, hulle Ons het al ons aandele verloor. die Sambo, Ja, skus. ja, Hulle het ja, opsag geword. So, dis presies daai ding. Ja, So hy het al Sambo alles verloor. se kontrakte gedoen met huise verkoop, al die verbande nie goed. En toe hulle bankrot speel, verloor hy sy werk. So, oornag. En hulle kan nie meer die huis betaal nie. En van daai oomblik af vat ek al, met Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel, te verwoes en te slag. Maar ek het gekom dat jy lewe kan hê in oorvloed. En ek begin met haar die boodskap van die koninkryk te deel. Daar langs die swembad. Here, ek praat net van, dit is binne 'n paar minute wat die Here se Gees my net lei. En sy sê vir my, jy staan net hier, gaan nêrens heen nie. My man moet hierdie goed hoor. En sy gaan haal hom van die podium af. Ek het nie vir hulle gesê kom kerk toe nie. Sy weet ek is in die bediening want die kinders swem saam en sy en Christel loop al 'n lang pad. Daai oggend 6:00 lê my foon. Sy sê vir my, wat is die adres van die kerk en hoe laat begin julle? En Marie en Leon gee hulle harte daai dag oor na die Here. En hulle was jare in my gemeente. Langs 'n swembad. Hoekom? Want ek het gehoor as 'n behoefte. Is Jesus nie ons antwoord nie? Amen. So, ek en jy word gebruik, want hy wil jou gebruik om 'n visser van mense te word. Ek kon daai dag net oor die geswemmery gepraat het. Maar die Here werk dit so dat my vrou 'n tydhouer is, en ek kom daar by die draai moet bemoedig waar hy nou draai. Gewoonlik staan sy daar en skree vir hulle. Want God het geweet, daai vrou gaan daar kom staan.
En hy het my daar gesit, en ek was voorraad daar. So, die Here weet wie om te stuur, waar om te stuur. Al wat hy soek is iemand wat sy ore oop is, en iemand wat gewillig is om die evangelie te deel. Wat is die eerste oes kom in, en ek het nou dag oor hierdie goed gepreek by, ek dink dit was by Hemelvaartdag. Hierdie selfde konsep. Hierdie belofte word letterlik vervul op die dag van Pinkster, toe Petrus opstaan nadat hy gevul was met die Heilige Gees, en met een boodskap 3000 siele tot bekering lei. Julle, as ek hierdie vers lees, dan sien ek fenominale kerkgroei. In die boeke is daar baie kerkgroei sisteme. In die geskiedenis is daar honderde prosesse wat geskryf is deur mense hoe om gemeentes te laat groei. Maar hier sien jy sommer sonder enige so ding, net deur mense wat gevul is met die krag van die Gees van God, dat 3000 siele tot bekering kom. Dis die afskop van die kerk, en hulle was in Jesus se teenwoordigheid, hulle moet uit hulle opgelei. Maar julle, dieselfde Gees wat in hulle was, is in my en jou. En ek kan nie Petrus wees nie. Ek kan nie Smith Wigglesworth wees nie. Ek kan nie enige ander herlewingsvader wees nie. Ek is ek. En jy is jy. En God gaan my gebruik waar hy my wil gebruik, en hy gaan jou gebruik waar hy jou wil gebruik. As ons bereid is om gebruik te word. Dis die groot ding. So, op die dag van Pinkster kom 3000 mense tot bekering. Net so behoort elke Christen ook te fokus op Jesus se opdrag om mense in sy koninkryk in te bring. Hierdie opdrag sluit ons almal in, omdat ons almal binne die raamwerk van ons eie menswees en geestelike gawes deur God voorberei is om met die mense in ons beïnvloedingssfeer te deel oor die liefde van God. Ek weet nie of julle weet hoe werk, ek weet nie of dit nou nog so werk nie, maar in my jonger dae, as jy, wat noem hulle nou, hierdie ouens wat polisse en goed verkoop, makelaars. Wat is die fokus? As hulle jou oplei om 'n makelaar te word, of 'n polisverkoopsman te word, of 'n verkoopsvrou, wat jy dit ook al noem. Wat is die eerste vraag wat hulle jou vra? Hulle gee vir jou so 'n blanko lys, wat so 4 kolomme het, eintlik 2 kolomme, van 1 tot 100 gemerk. En langs elke enetjie of 2 of 3 is daar 'n streepie en daar is 'n telefoonnommer. Dan sê hulle vir jou, okay, jou eerste opdrag wat jy het is, lys 100 mense in jou beïnvloedingssfeer. Nou julle, dit lyk maklik. Maar glo my vry, hier by 20 is jy uitgeskryf. Want die meeste mense se beïnvloedingssfeer is so. Okay. Maar daar is 'n beïnvloedingssfeer. En hoe weier jy in die publiek werk, hoe groter word jou beïnvloedingssfeer, want jy het koneksie met baie mense. Ek sê nou vir die manne terwyl ons hier voor gestaan het, ons was aanvanklik net 'n klomp manne, ek sê hoorie, 'n ou skryf vir my 'n WhatsApp vanmiddag, 'n pastoor, een van ons pastore in Witbank. Ek het baie tyd in my lewe met daai man en vrou gespandeer, vir al die tyd toe hulle baie seer gekry het ek met hulle tyd spandeer. En Marius skryf vir my hierdie wonderlike boodskap en hy sê, ek het nou net jou boodskap van vanmôre geluister. Hy sê, intussen die gehuil en die trane deur, het ek besef, wat is die boodskap wat jy al die jare by ons wil uitbring, en ek het dit nie verstaan nie. Maar vandag verstaan ek dit. Ek het nie geweet, daai geliefde broer en suster sit daar, en kyk na daai boodskap nie. Hoe gaan ek en jy weet, waar tref die saad, wat ek saai, die hart? Jy weet dit nie. Ons weet dit nie.
Eentyd het Dr. Sonja Kok, wat ek ook deur die Koninkryksgoed gevat het, sy is internis in Pretoria, baie van julle sal haar ken. Het sy so Hollandse vrou wat sy so al om 'n paar jaar, dan kom die tannie van Holland af en dan kom kuier sy by Sonja. Ek weet nie of dit familie was of wat dit was nie, maar Sonja het haar dan net vir die tyd wat sy hier is bederf. Sy vat haar wildtuin toe en sy doen oralste met haar. En in die een gesprek, nou daai tannie is 'n super Hollander. Ek meen jy moet mooi, jy weet jy moet mooi luister om te hoor wat sy sê, maar jy kan haar volg. En sy kan jou volg. Sy het party woorde wat nou 'n bietjie net nou nie lekker is nie, maar jy kan 'n redelike gesprek met haar voer. En iewers dan in hierdie proses wat ek met hierdie vrou ontmoet, deel ek met haar die koninkryk. En toe ek met haar klaar is, toe sê sy vir my, hoorie, waar kan ek hierdie boekies kry? Ek sê, ek gaan vir jou 'n hele lerg gee. Dit is nou ongelukkig Afrikaans, maar as jy nou mooi tussen die lyne lees, gaan jy Hollands en Afrikaans kan sien. En sy het 'n hele lerg Holland toe gevat. Wat weet ek wat het daar gebeur? Ek weet nie. Al wat ek weet is, ek het die saad in haar hart geplant. Dis al wat ek moet doen. Ek is net 'n saaier. Ek laat nie groei nie, God laat groei. Jy's 'n saaier. Saai die woord. Ja, die ou Afrikaners saai 'n wartlemoen. Hierdie moet jy nie 'n wartlemoen saai, saai die woord. OK. Ken julle nog saai die wartlemoen uitliedjies? Ja, julle is almal 'n bietjie ouer, julle ou klomp ou bands wat hier sit. 'n Klomp ou fossiele. Nie partytjie. So almal van ons wil deur God gebruik word. Wie jy is, waar jy is, wanneer jy gaan. En daai, want ons lees dit, gaan dan heen maak disippels. Dis 'n werkwoord. Ons lees dit, ek moet hier opstaan, nou moet ek gaan na die straat toe. Daai woordjie gaan in die tens wat dit geskryf is, beteken terwyl jy gaan. Waar jy ook al gaan, moet jy disippels gaan maak. So met ander woorde, 'n mens sien die opdrag is uitdruklik daar. So met, waar jy loop, in die winkel waar jy is. Julle party mense het net 'n massiewe invloed. Ek het so pel. En nou wil ek ken hom ook goed. Ek en hy was, vandat ons 12 jaar oud is, was ons beste pelle tot vandag toe. Ou Steven. Nou kyk, daar's een ou wat ek in my lewe geleer het, wat tyd nie sy baas is nie, hy is tyd sy baas. Tyd jaag hom nie. En hy laat hom ook nie aanjaag nie. Hy bel my nou en gesê, hoorie, so wil jy koffie hê? Ek sê, wat is 'n koffie? Hy sê, nee, dis filter koffie. Hy sê, wanneer die goed naby hulle vervaldatum kom, dan koop ek dit, dan sit op die rakke uitgepak by die Pick n Pay, waar hy ook al koop. Hy sê, en dan hy sê, en ek kyk na daai goed, hy sê, dan koop ek sommer daai goed op. Hy sê, nou en toe sê ek vir die bestuurder, hoor, hierdie goed is te hoog gemerk, merk dit af. Ek sê jou R50 vir dit gee, wat ook al. Hy sê, jy sê, nee, man, ek kan nie dit doen nie. Hy sê, man, jy kan dit doen, merk dit af. En op die ouend koop hy hierdie klomp pitte, hierdie klomp koffie, ek praat van regtig koffiebone en gemaalde koffie. En hy koop die klomp koffie. Hy sê, weet jy, ek is nou al so pelle met daai bestuurder. As hulle die goed begin afmerk, dan bel hulle my en sê hulle, hoor jy moet jou koffie kom koop. Nou bel hy my en sê die koffie is afgemerk. Ek sê, jong, my koffiemasjien vat bone, as daar bone is, hulle van dit vat, anders gaan dit my nou nie help nie. Hy kom daai bel my terug, hy sê, jou stupid, jy kon hierdie goed gekoop het vir R35 'n pakkie vandag. Maar kan julle sien sy gift? Hy het net 'n vermoë om alle mense om hom totaal te trek. Want dit is sy gawe. Hy gebruik dit. Ek vir die gemaalde soep, pastoor kom hy wel. As ek geweet het is R35, het ek vir my wat sou ek het 'n plunger gekoop. Ja. Ek het plungers, maar hulle staan al 4 jaar die bo in die stoorkamer, want ons hele huis staan die bo in die stoorkamer. Ek weet nie meer wat is daar en wat is daar nie. So, jou gawe is jy. En op jou manier kan jy mense bereik. Maar weet jy wat is ons probleem? Ons baie keer so geïsoleerd in onsself dat ons sukkel om met mense te praat. Of ons is so besig met ons eie ding dat ons kan nie.
Ons het nie tyd nie. En ons wil nie. Terwyl die Here sê, ek wil 'n visser van jou maak. Jy het 'n gift. Gebruik dit. Gebruik dit waar jy is. God het jou voorberei. Elkeen is in sy eie vermoë en met sy eie gawes en talente in Jesus se gelykenis van die talente. Hoor dit sê in Matteus 25. Sien ons dat God aan elkeen verskillende gawes gegee het soos hy besluit het die beste vir die persoon sal wees. Nou kom ons staan 'n bietjie stil by daai hele ding. Omdat God jou maker is. Hy weet waar hy jou kan gebruik. Hy weet waar hy jou wil gebruik. En julle, alles moet wees tot verheerliking van God. Jou gawe en my gawe is nie tot my verheerliking nie. Dis tot verheerliking van God. As hierdie ou vandag vir my 'n WhatsApp stuur, hy sê vir my, hoorie, deur daai woord, dit het my hart vandag aangeraak, dan wil ek van hierdie kansel af vanaand vir jou sê, dis die gees van God wat dit doen, dis nie Henry Nel nie. Daar's niks wat ek kan doen behalwe sonder God nie. Dis sy teenwoordigheid. Ek sien baie keer in die bediening as mens preek, dan sien jy hoe die woord van die Here net 'n persoon binne in daai gehoor uithaal. Dan raak hy daai, na die diens vandag, Pastor Anton het gepreek, en ek meen, hy het nie hierdie opspring boodskap gepreek, wat almal juig en hande klap en opspring nie, hy het net 'n strydvolle boodskap gepreek, en ek stap in die ingangsportaal, en hier's 'n ou wat jare terug in die kerk was, sy vrou kom nogal redelik gereeld, maar dan s hulle daar, en dan s hulle nie daar nie, en dan s hulle daar, julle weet mos is wipplank, op en af, en op en af, party Christene is dan bo, en dan sy onder, en dan sy bo, en dan sy onder. En ek loop hom raak terwyl ek uit die kerk uitkom en hy staan hier so en ek stap na hom toe of ek draai net na hom toe en ek groet hom en toe hy omdraai en hy groet my, toe sien ek, hoor hierdie perd, die Here se gees het hom gegryp vandag en hy moes vorentoe gegaan het vir gebed, maar hy het nie. En ek begin het en ek staan net daar en ek sê vir hom, hoor jy Harry, ek kan sien die Here het vandag met jou gepraat, ou maat. Nou staan ek in die ingangsportaal. En jy weet, daar's 60, 70 ander ouens wat met jou wil praat en met jou wil kuier en met jou hand wil skud, want almal wil mos daarom ook maar 'n bietjie met 'n ou praat. En toe ek vir hom sê, ek kan sien daar's 'n behoefte in jou hart vandag, toe loop die trane. En hy sê vir my, hoorie, kan ek jou kom sien? Ek sê, maak, bel enige tyd, dan sien ek jou. Hy sê, nee, kan ek nie sommer nou met jou praat? Dis reg. Kom ons gaan in die kantoor. En hier sit hierdie ou. En hy sê hierdie boodskap vandag het my hart geraak. Hy moet 'n besluit neem oor sy kind. En as hy die besluit neem wat almal van hom verwag, dan is hy loodreg teen die wil van God met betrekking tot geregtigheid. Dus dit jou kind. As hy nie die besluit neem nie, as hy dit nie gaan doen nie, staan sy kind 'n kans om tronk toe te gaan. En hy hoor hoe lyk die tronke binne. Nou dink 'n bietjie uit 'n pappa se hart uit. Want daar's een of ander prokureur wat, as hulle hom 'n paar rand betaal, dan is die file weg. En hy weet nie wat om te doen nie. Ek kyk daai man in sy oë, ek sê vir hom, hoekom voel jy soos jy voel? Want jy weet wat jy moet doen, maar jou menswees keer jou, want jy's pappa. Ek sê vir hom, die woord van die Here sê, ek sê, wil jy jou kind moet vry raak? Ek sê, die Bybel sê net die waarheid sal ons vry maak. En ek praat met hom 10 minute, en ek lê my hand op hom en ek bid vir hom en die snot en trane loop. Kan jy sout en trane, ek mag nie sê snot nie. Hy stap daar uit, toe hy voor by die voordeur, by die kantoor se deur uitgaan, toe draai hy om, toe sê hy, 'n berg is van my skouers af. Is dit die Here se gees? Amen. Maar ek kon nou die pannekoek gaan eet het wat daar gebak was, want dit is mos nou lekker pannekoek. Die hele tyd ryk ons hierdie lekker pannekoek wat op hulle daar staan en bak en
Nou het ek 'n keuse, of die pannekoek of hierdie ou. Gelukkig het ek daar nog pannekoek gekry, want hulle is lief vir my, so hulle hou altyd vir my uit. So kan jy sien, net deur op te let, daai ou moes vorentoe gegaan het op die uitnodiging, maar hy het nie. Maar God het hom in die ingangsportaal gekry. En God het 'n plan met alles. Want daar sou hulle dalk net vir hom gebid het, voor, en hom dalk nie 'n oplossing gegee het nie, so hy het buitentoe gegaan, en ek kon vir hom bid wat hulle ook sou doen, maar ek kon tyd met hom spandeer om hom 'n oplossing te gee. Want sy probleem is, hoe kan ek my kind weier? Ek en my kind het juis nie 'n verhouding nie, en ek moet hierdie verhouding herstel. Ek sê, maar jy kan nie verkeerd met verkeerd regmaak nie. Ek sê, kom ek sê vir jou, wat moet jy doen as jy jou kind wil help? Jy vat hierdie kind, in plaas van om my inkoopgeld te betaal, gaan kry jy vir jou 'n goeie prokureur, en jy bid die Here, dat hy kind se oë sal oopmaak, dat hy tot bekering sal kom, en laat daai prokureur hom sal help. Want dan help jy jou kind. Hy kan nie omdraai en sê, het my nie gehelp nie. Maar jy bring hom in geregtigheid. Daar was 'n seun vandag by die kerk. Hulle het hom nie met een komiek geslaan nie. Hulle het hom met 'n biblioteek vol komieks geslaan, wat nat was. Want daar's nie 'n plek op sy body, waar hy nie ingekleer is nie, tot op sy oor. Sy hele ore. En ek het daai seun na die Here toe gelei, jare gelede al. Hy het vandag my gesê, is 11 jaar terug. En hy was al 2 keer in die tronk, en nou die dag, toe hy die tweede keer daar beland, toe sê ek, genoeg is genoeg. Ek gaan jy nie verder pamper lang nie. Jy moet verantwoordelikheid vat vir jou lewe. En toe begin hy my verwyd, want ek gooi hom weg, en elke dag stuur hy my die boodskapies aan van, wat die Here gooi nie mense weg nie, en al die goed wat hy skryf. En dan antwoord ek hom op 3 bladsye 'n boodskap terug, om te sê, het gaan nie oor weggooi nie, jy moet verantwoordelikheid vir jou lewe vat. En dan hardloop hy weg, want hy wil nie kerk toe kom nie. Dan sê ek vir hom, kom net kerk toe, nee, kom na my toe. Ek sê, ek gaan nie na jou toe gaan nie. Die verlore seun het na die pappa toe teruggekom. En sy pa en ma het hom al jare terug verlaat. Om die waarheid te sê, ons het hulle eintlik versoen. En gisteraand toe bel hy my. Hy was nou nog so kwaad vir my, sê, ek wil nooit meer met jou praat nie, totsiens. Toe sê ek, nee, maar dis reg my seun, ek bly lief vir jou, maar totsiens tot jy my weer sien. Want jy gaan my weer sien. Of jy het nou wil weet of nie. Jy gaan terugkom. En net so dag daarna, toe stuur hy vir my 'n pragtige boodskapie. Nie om jammer te sê nie, nee, dit doen ons nie. En toe bly ek om net 'n pragtige boodskapie terugstuur. En gister toe bel hy my, toe sê hy, hoorie, ek het nou besluit, ek gaan nou kerk toe kom. Want dat is goed dat ek moet regmaak. Want ek het jou WhatsApp vir iemand gewys, en daai persoon het my sê, jy's verkeerd, jy moet gaan. En vanoggend toe ek daai die kar uitklim, moes ek omtrent 'n sonbril opsit, want alles skyn van die ink. Dis rooi en groen en blou en enige ding. En hy hardloop na my toe, hy kan nie wag om my te sien, en toe raak hom, hy druk omtrent my long uit. Hoekom? Want hy weet, ek gaan hom nie los nie. Maar kan nie sy nonsens dalk nie. Hy moet verantwoordelikheid vat. En hoe het hy by God uitgekom? Een van ons pastore sit op die lughawe in Kempton Park. En hy sien hierdie seun saam met sy girlfriend by 'n tafel sit by een of ander restaurant daar in die omgewing. En die Heilige Gees sê vir hom, staan op en gaan sê net vir daai seun, God het hom lief. En nou Eddie staan op. Hy stap na hom toe en hy sê vir hom, hoorie so, die Here het nou net vir my gesê, ek moet vir jou kom sê. Hy is lief vir jou net soos jy is. En hy seun sit daar en die trane begin loop. En Eddie sê, kan ek vir jou bid? En hy bid vir hom. Hy sê, hoorie, ek gaan nou vlieg, ek is nou op terug op pad P toe, maar ek gaan vir jou iemand stuur wat jou gaan opvolg.
Nou kom Annie en P aan, nou bel hy my. Sê ek, ag Here, plat bel iemand anders wat nader is in Kempton Park. Daar is die pastore daar, hoekom bel hy my nou? Maar ek tref verreëling met hierdie seun. Hy kry my by die Koeksuster kruising in die ja, daar in Pretoria-straat in die McDonald's. Ek het daai tyd 'n double cab cruiser bakkie gehad en ek klim daar voor hy bakkie uit en ek het 'n leer baadjie aan en ek lyk vir hom soos 'n boer. En hier loop ek in en hy sien hier kom 'n ou aan my hierdie perd. Lyk jy so doen. Hy lyk nie soos dit, maar hy sê ook ek weet sommer, ek kan sommer op sy gesig sien, ek gaan nie met hierdie ou draaier loop nie. En ek begin met hom deel. En kyk, hy's beradingswys. Dis om die bos en 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 om die bos. En daarna sê ek, hoorie so, ons stop dit nou hier. Jou probleem is jou ma. Dit lyk of jy 'n koue bak water in sy gesig gooi. Want ek weet niks van hom af nie. Die gees van die Here wys my. En toe ek het sê, toe loop die trane. Ek sê vir hom, okay, nou stop ons daarom by die bos, nou kan ons praat. En so het ek met daai man gewerk. Hy sê vir my vandag, hy sê, onthou jy pastoor, hy sê, jy het met teen daai muur opgetel. Hy het my eendag so kwaad gemaak, dat ek het hom letterlik aan sy baadjie gegryp. Nou, ek is die swakste ou in die son, as daai ou voor my gaan staan, hy sal 'n ou optel tot teen die dak. Maar ek was daai dag so kwaad vir daai mannetjie, dat ek hom aan sy baadjie gryp, en ek druk hom vast in hy muur, en ek sê vir hom, vandag, gee ek vir jou 'n pak slag. En sy oë so groot. Hy sê vir my, onthou jy dit? Hy sê, daai dag het ek besef, jy's my pa. Prys die Here, né? Dis wat hy nodig gehad het. Dis wat hy nodig gehad het. Hy sê, weet, ek kan nie terug gaan Ierland toe nie, ek het dit droog gemaak in my lewe. Ek mag nie terug gaan so toe nie. Maar vandag is hy kind kalm. Hoekom? Want ouers het nie hulle verantwoordelikheid nagekom nie. En hy loop in hierdie wêreld rond, in die kerk waar hy nie oor hom nie. Hoekom? Want hy lyk soos hy lyk. Maar hy het 'n wonderlike persoonlikheid. Dis 'n dierbare ou. Hy lyk, ons hou net nie van hoe hy lyk nie. Maar Christus sien sy hart. So, God waar hy is, wil jou gebruik. Ons moet net wakker wees. Ons moet net wakker wees. So die eerste oes sê die Here, kom in op daai dag. Elkeen is in sy eie vermoë, met sy eie gawes en talente kom die Here. En dan kom die Here in Matteus 25 vers 15. En hy praat met ons oor hierdie talente wat hy gee. Hoor wat sê hy daar. Hy sê aan die een gee hy 5 talente. En aan die ander een 2. En aan die ander een net 1. Nou julle, hoekom kry een ou 5, die ander ou 2 en die ander ou net 1? So wat hulle kan hanteer. Volgens jou, wat God weet. Ja. Okay. Hy weet. Hy het jou gemaak. Hy weet wat hy aan jou toe kan vertrou. Maar wat jy vanaand moet verstaan is, daar's nie een van die diensknegte wat niks ontvang het nie. Hy gee iets aan elkeen. En kom ons gaan lees wat staan, hoe werk dit hier? Hy sê, as ons die Heilige Gees ontvang het, kan ons nie op bladsy 4 daarbo, kan ons nie ons eie talente begrawe nie, maar moet ons dit aanwend tot God se verheerliking en die uitbreiding van God se koninkryk. Nou hoor wat, kom ons lees dit. Want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan. Nou moet julle die konteks hier verstaan. Jesus praat, dit is soos 'n man wat op reis sou gaan en sy diensknegte roep. Soos wie klink dit vir julle? Jesus. Okay, wanneer in sy lewe, waarna verwys hy? Sy Toe die hemelvaart. Sy hemelvaart. Ja. Okay? So hy praat oor sy hemelvaart. Hy sê, dit is soos 'n man wat op reis wou gaan, op 'n ander plek sê hy op 'n ver reis gegaan het, en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy
5 talente. Nou julle, wat se ding is 'n talent? Dit was 'n geldstuk wat hy. Yes. Ons praat van talente as gawes. Ja. Hierdie Letterlik. is rand en sent. Okay? So hy gee aan hulle 5, want onthou hulle het goud en silwer afgemeet in talente, dit was 'n gewigsmaat. Hy gee aan die een 5 talente, en aan die ander een 2 talente, en aan die ander een 1. Hoor nou mooi, in daai gedeelte moet julle onderstreep, aan elkeen na sy vermoë. So God gaan jou nie oorlaai met 5 talente as jy net 1 kan handle nie. Hy gaan vir jou gee wat jy kan hanteer. Want hy ken jou, hy het jou gemaak, hy het jou voorbeskik. En hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. So wat doen hy? Hy vat 5, hy kry 5, hy vat die 5, hy werk daarmee en waarmee eindig hy op? 10. Hy het ook verdubbel. Hy het hulle verdubbel, met 10 in totaal. Net so het die een wat die 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien, maar hy wat die 1 ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente, hy kom dus terug en wat doen hy? Hy eis van hulle wat hy hulle gegee het en te kyk wat is hulle prestasie. En die een wat 5 talente ontvang het, het gekom en die 5 talente gesê, meneer, 5 talente het u aan my toe vertrou. Wat beteken toe vertrou? Geleen. Gee dit aan jou te bestuur. om te manage. Hy vertrou dit aan jou toe. So hy gee dit aan jou met 'n doel. Hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor vele sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. So, wat voel hierdie Heer in sy hart teenoor hierdie ou wat Hy is tevrede. hy's tevrede. Hy gaan in sy vreugde. Hy sê vir hom, gaan in jou vreugde. Met ander woorde, hy bless hom. En die een wat die 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het jy aan my toevertrou. Hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Is dit dieselfde boodskap as die ander een? Ja. Yes. Wie die meeste ingebring? Jy met die 5 talente. Altyd eweveel. Altyd. Ja, almal het verdubbel. Voor God. Ja. In reële waarde. Want die een het 5 gehad en hy het nog 5 vermeerder. Die ander het 2 gehad. En 2 vermeerder. Maar wat is die opbrengs? Dubbel. 100%. Okay? So met ander woorde, waarna kyk God? Dit is hoekom tiendes werk presies so. Of jy 10.000 rand verdien en jou tiende gee, en of jy 100.000 rand verdien en jou tiende gee, die beginsel is dieselfde. Dit bly tiende. Dis die prinsipel. Okay. Maar hoor nou wat gebeur nou. En die een wat die 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond
weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar sy Heer antwoord en sê vir hom, wat is sy antwoord aan hom? Slegte en leie dienste. Hy sê nie sleg nie. Leie en leie. Hoekom het hy dit nie gedoen nie? Ek dink die twee woorde moes omgeruil gewees het. En leie en slegte dienste. Hy is sleg omdat hy Leie was. lui was. Ja. Nou wat beteken lui? Doen dit. Jy steek lui weg. Het daarom 'n gat gegryp. Ja. Maar dit was 'n vlak gat hoor. Ja, dat is nie baie goed. Jou lui diensneg. Hy geld was net gesteel gewees. Hy kom luister nie gat in Suid-Afrika. Ja. Hy sê, jou lui en slegte diensneg. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie en bymekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld. Daar sien ons die talent is geld. Ja. By die wisselaars gestort het en ek sou by my koms wat aan my behoort met rente ontvang het. Nou julle, wat se inset sou hierdie ouetjie gehad het deur dit net by die wisselaars te gaan belê? 'n Dis persentasie nie ten terug minste. gekry daarom. Hy sou dalk 10% gekry. of 5% of wat ook al. Maar wat se moeite sou dit wat se moeite sou dit gewees Hy het? sou iets gekry. Hy sou iets Minder. gekry. Hy doen niks moeite nie. So wat is die essensie? Wat is die punchline van hierdie hele gelykenis? Dat almal ontvang iets. En die wat dit presteer mee wat hulle ontvang het, word beloon met die woorde goeie diensneg. Maar die wat dit nie gebruik nie, word nie beloon nie, maar word verkwalik met die woorde slegte lui diensneg. En dan sê die Bybel, neem dan die talent van hom weg en gee dit aan die een wat die 10 talente het. So wie kry dit by? Die een by Eerste. 5 talente gekry op die eerste keer. Hy kry nog een. Hoekom? Want hy kan 5 talente vermeerder, hy het dit na 10 toegevat. Ja. Nou het hy 11 talente wat hy moet vermeerder. En hy kan dit na 22 toevat. Want aan elkeen wat het, sal gegee word. En hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. Julle sien ons nie hierdie beginsel baie keer by mense wat regtig arm is en sukkel. Dat selfs dit wat hulle het word weggevat. Hoekom? Want hulle lewe lei nie op met God nie. Daar's nie almal nie, maar is nie almal nie, maar baie mense, julle ek ry baie in Pretoria Noord se onderkant rond. Dan verbaas ek my om te sien hoe sit mense op die hoeke van die strate. Sigaret in die hand, nee, sigaret in die hand, 'n botteltjie Ja. bier. Ja. En daar waar hy sit, daar sit hy waar ek hom vanmôre sien kry ek hom vanaand. Sy lewe gaan nie vooruit nie, sy lewe gaan net agteruit. So ons sien dit rondom ons elke dag. Want daar is nie 'n ywer om niks te doen nie. Of daar is net 'n ywer om niks te doen nie. Daar is nie 'n ywer om iets te doen nie. Mense verval in 'n gemaksone en baie van hulle is verslaaf. En ek en jy moet verstaan, hulle het ook 'n siel en God is lief vir hulle ook. Regard hulle het 'n uitreik gehad verlede sy selgroep of een van sy selgroepe hier in Montana het verlede week in donderdag of woensdag aand toe sê hy ons gaan vanaand 'n uitreik doen en elke ou in die groep het besluit wat hulle gaan vat en wat hulle gaan gee. Party het komberse gevat, ander het kos gevat en hulle het letterlik hier in die omgewing gery en ek weet nie hoeveel goed uitgedeel vir die mense wat langs die mure lê in die komberse en hy sê hy kom by een ou en hulle gee vir hom kos en hy vat die kos en hy gooi dit daar weg. Hy sê, "Wil jy nie goed hê nie?" En hy vloek hulle en hy gaan aan. Hy sê maar daar's 'n ander ouetjie wat 'n regte evangelis is. Hy steek soms sy vinger in sy neus en hy sê, "Nou luister jy na my."
Hy sê naderhand breek die ouens op en hy loop, hy sê maar hierdie ou fascineer hom. En hy gaan staan net by die ou en hy sê vir hom, hoor jy wil nie die goed hê nie, dis okay. Wat is aan die gang? Ja, dis nie probleem. Hy sê ek het 'n keisnommer. Ek het 'n keisnommer. Jy gaan sê ek was dit 'n keisnommer. Hy sê maar hy sê die ou haal sy beursie daar uit. En die eerste wat hy uit die beursie uithaal is R160 en hy sit dit daar neer. Hy sê ek het 'n keisnommer. Hy sê iewers. Hy sê en hy krap sy hele sak uit. En hy pak alles uit daar op die grond. Ek het 'n keisnommer. Hy sê naderhand haal hy so klein papiertjie daar uit. En daar staan 'n polisie saaknommer op die ding, hy / nommers. 'n misdaadregister nommer. En hy sê vir hom, Dinsdag, pastoor, moet jy hof toe kom, jy gaan my daar kry. Ek het 'n keisnommer. Hy worry nie oor die kos nie. Een ou rol nog hom so 'n lemoen nader tot op sy. Hy vat eintlik 'n lemoen en hy gooi hom so op sy kussing dat die ding nie kan afrol nie. Hy vat daai lemoen en hy gooi hom teen die ou terug met die lemoen. Hy sê ek wil nie hierdie vloekwoord so goed hê nie. Ja, sê julle mind is op baie saak wat wag vir. Daai ou is so stikkend. Ja. En ek het die idee, iemand het hom ingedoen. En hy het 'n saak gaan maak. En hy moet in die hof verskyn. Ja. En al wat hy weet is, hulle het my 'n saaknommer gegee. Ja, ek gaan dit Om my standpunt te stel. Ja. Dink aan die stikkenheid van 'n mens. Ons loop hulle verby. Elke dag. Ons stop nie. Ons gee net moed, praat net moed en gee net hoop nie. Jy hoef nie almal van die straat af te haal nie. Jy hoef nie vir almal 'n verblyfplek te gee nie. Jy hoef nie vir almal R300 of R200 of R100 nood te gee nie. Partykeer het jy net 'n woord van bemoediging nodig. Hier's 'n man met een gawe. En hy doen absoluut niks met daai gawe nie. Elkeen wat verantwoordelik is vir die gawes wat God aan hom gegee het of aan haar gegee het en daarmee God se werk bevorder, sal in die ewige lewe deur God self beloon word en die persoon sal die woorde hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. So wanneer gaan jou beloning kom vir die goeie werke wat jy doen? Wanneer jy voor God staan. Ek is oortuig in my hart dat wanneer Jesus gaan kom, gaan almal van ons voor die Here staan. En dan gaan elke persoon in wie se lewe jy 'n bydrae gehad het wat jy weet of nie van weet nie, daai dag daar wees om te sê, dankie, onthou jy dit. Dankie, onthou jy dit. Daar's 'n skrif wat hy sê, en hulle sal jou ontvang in die hemel. Hier die mense, wie se lewens jy beïnvloed het. Dis hoekom die ou mense 'n koortjie gesing het, sal ek met leë hande voor die Here staan. So ons het 'n verantwoordelikheid. En as ek julle net vanaand kan motiveer om in hierdie week wat voor lê net uit te reik, net na iemand toe. Ons is so geneig om uit te reik net na die wat ons ken. Maar kom ons begin bietjie uitreik na die wat ons nie ken nie. Na mense wat, en jy hoef nie, en ek praat nou nie net van arme mense nie. Ek praat nie net van behoeftige mense, ek praat nie net van dwelmslawe nie, want party van hierdie ouens is super arrogant. Hulle wil nie hulle lewe regmaak nie. Maar as die gees van die Here vir jou sê, praat met daai ou, praat nie met daai ou. Of as jy in 'n restaurant sit en die gees van die Here sê, praat met daai, dan gepraat jy met daai ou. Hou die wêreld om jou dop. Wees vir 'n slag wakker. En sien wat die Gees deur jou spreek. Vra vir die Here elke oggend, sê Here, met wie wil U hê ek moet vandag, met wie wil U vandag hê ek moet praat? Wat wil U vandag deur my doen?
Want dan sal God jou gebruik. Ek het julle laasweek vertel van hierdie ou wat van Kongo af my bel en vir 'n ou met 'n nierprobleem wat sy niere gaan staan het, as sy niere weg was in Brits te gaan bid. Ek sit hier en ek kry dit op en ek dink, Here, maar ek vra vir jou, wat se gemeente is hierdie ou? Nee, hy's in AGS Brits. Ek sê, maar laat hy pastoor vir hom gaan bid. Nou moet ek van Pretoria afry. En ek is omgekrap want ek het my eie gemeente om na hom te sien. En ek ry. Want die Heilige Gees kla my aan. En terwyl ek ry, bely ek. Ek ry en bely. Of ek bely en ek ry. Ek weet nie wat ek het eerste gedoen het. Maar ek het daai sulke seer hake gehad dat ek kan loop en ek sê vir die Here, ag Here, ek sal gaan, maar laat ek net nie 'n ver parkering kry nie, want ek gaan nie ver kan loop nie. Jy weet, dan moet ek nog na die hospitaal daar aangaan, ek kan dit gaan soek. En ek kom daar by die wag en hy sê vir my, ek weet nie so kom die gesprek nie, en ek sê vir hom, weet jy, die Here het gesê, ek moet vir iemand hier kom bid, en waar's die naaste parkerings wat hier oop is? Hy sê vir my, Maroet, die parkeer sommer net hier op die plaveisel. Hy sê, stry op, en ek het daai dit 4x4 voete. Hy sê, ry op en parkeer, ek sal jou kar kyk. Reg by die hek. Ja. Hier van daarna daai ou deure toe van die opening af. Ek stap in, ek kies by die ou en die lê die ou. Sy niere is gaan, geen funksie nie. Hy's op pad uit. Ek gaan staan met hom en ek sê vir hom, hoor jy, hulle het my gevra om vir jou te kom bid. Ek hoor dit 'n nierkwessie, hy sê vir my ja. Ek vat sy hand en ek bid 'n eenvoudige kinderlike gebed. Here, raak hom aan, genees hierdie liggaam, genees hierdie niere nou in Jesus se naam. Want u belofte, u woord sê, daar is genesing deur die bloed van Jesus in u naam. Ek bid vir hom, ek weet nie eens wat gebeur nie. Ek voel nie 'n vuur uit die hemel val nie. Ek bid net 'n eenvoudige gebed en ek groet hom en ek draai hom en ek loop. Want dit het ons gedoen wat die Here vir my verwag het. En dit was so 2:00 die middag. 5:00 toe bel hulle my die Kongo uit. Toe sê hulle, hoor, die Here het daai ou aangeraak, sy niere het weer begin werk. Ja, prys die Here. Prys die Here, né? Toe hy terug is in Kongo, praat hy met ou Philip daarbo en hy sê vir Philip, hy sê ek het in my hele lewe nog nooit soveel autoriteit gevoel soos daai dag toe daai man vir my bid nie. In 'n eenvoudige, sagte stem bid hy vir my. As geen en ek het julle net straightforward gebid en ek weet nie eens die salwing is daar nie. Maar sy woord in my mond is net so goed soos sy woord in sy mond. Dit het ek hierdie week geleer. En daai sinnetjie moet julle som hier skryf, laat dit 'n motto raak. Ja. Sy woord in jou mond is net so goed soos sy woord in sy mond. En ek kom by die huis en hy bel my, hy sê, hy is aangeraak. En letterlik 'n paar dae daarna toe sy ontslaan. Terug Kongo toe. Is dit nie die Here nie? Amen, dit is die Here. Maar as ek nie gegaan het nie, Was hy man dood. sy dood. Maar die Here help my daai dag. Hy dryf my deur sy gees om te gaan, hoekom? Want God het geweet. Ek het al vir 'n paar ouens voor die tyd gebid met niere wat die Here aangeraak het. So ek het 'n redelike geloof gehad oor niere. Ek het my hand op 'n ou gelê, sy krug het so bondel agter my hand gekry, spiervuur warm. Ek voel die knop agter op sy rug en terwyl ek van bid, voel ek hoe sag hy knop weg. Raak die Here hom aan, hy passeer hy klip uit, wat hulle gesê het onmoontlik is om uit te kom. Ek ry hospitaal toe vir 'n vriend van my, baie jare in die gemeente. Ek langs die pad moes stop, op pad van Kempton Park af terug. Hy moes 'n insleepkar bel om sy kar te gaan haal, die ambulans het hom daar opgelaai, hierstene. Ek bid hom in die naam van Jesus en die Here laat hom aan. So, God wil jou gebruik. Nee, pastor, ek het nog nooit vir 'n sieke gebid nie. Hoe gaan jy weet of 'n sieke gaan genees raak as jy nie vir hom gaan bid nie? Hoe gaan jy weet dat 'n ou nie na die Here toe gaan as jy nie met hom gaan deel nie? Hoe gaan jy weet jy het nie die gawe van bemoediging as jy nie ou begin bemoedig nie? Begin dit nie doen. Dis hoekom jy daai lysie gekry het verlede week, ou groen goedjies wat jy ingevul het. Gaan gebruik dit wat daar staan.
Want baie mense, of almal van ons het 'n gawe. En die oomblik as ek in daai gawe begin funksioneer, dan is dit natuurlik. Ek hoef dit nie aan te leer nie. Dis wat God jou gemaak het. Kom ons gaan oor na hierdie nuwe blaadjie toe. Hier is nog so 'n paar minute oor. So kan ek gou net iets sê. Jy kan asseblief. Ek ervaar net 'n ding wat ek nooit ervaar het nie, is dat die Here gee vir hierdie een ou 5 talente, die volgende ou 2 talente, die volgende ou net 1. En baie keer sien ons 'n ou met 1 talent. Maar wat ek net ervaar wat die Here net vir my sê is, moenie kyk as jy 1 talent gekry het na 'n ou wat 5 talente gekry het en afgunstig wees op hom. Ja. En Tini, ek ervaar net die Here wys vir my vir jou. En ek wil jou nie sê jy hoeveel talente nie, ek wil net vir jou sê, weet jy, hoe dink ek net terug, hoe ongelooflik sien ek net jou naam op die groep funksioneer en hoe sien ek net goeders wat ek nooit by jou sou gebring het nie, waar die Here jou net gebruik het. En waar ek sien waar die Here jou in seën en waar jy vir hierdie groep 'n seën is. Ja, is so. En ek dink Here, dit kan nie hierdie ding van want iemand wat 1 talent het kan so maklik afgunstiglik wees. Hy kan so baie maklik sê of hy of sy sê ek het nie iets groots gekry by die Here nie. Ek is nie en ek wil vir julle sê is ek dink daaraan is ek het al 'n paar keer het ek al gesien hoe mense, as ek uit myself uitpraat, hoe ek staan en ek kyk na 'n ou wat 1 talent het, maar daai ou doen dit onverbeterlik. Dat jy voel aangekla. Want jy weet, die Here het vir jou geseën met meer. Maar jy doen nie dit wat die Here jou mee geseën het nie, maar daai ou, en dadelik is dit asof Moeder Teresa voor my is, wat sy net met erbarming daai mense gaan optel. En sy het wêreldberoemd geraak, nie omdat sy wou wêreldberoemd raak nie, maar net omdat sy die hart gehad het. Sy het 1 talent, en ek bedoel, ek staan nou onder groot moontlike dat ek verkeerd kan bewys word, maar die Here het vir haar 1 talent gegee. Maar sy het wêreldberoemd geraak omdat sy dit uitgeleef het, ten volle uitgeleef het, dit het vir haar gegee. So, en iets tref my net hier in, en ekskuus julle, ek wil nou nie tyd spandeer, maar iets tref my hierin dat 'n mens moet een ding weet, is jou 1 talent kan jou so ver opneem soos wat 'n ou se 5 talent hom gevat het. Want sy het ook net 24 uur gehad, maar in daai 24 uur het sy so ten volle daai 1 talent uitgeleef, dat die wêreld daarvan kennis geneem. En ek voel net hier vanaand, ek kan nie stil bly hieroor nie. Dit is net vir my iets wat net vir my, hierdie stuk het net vir 'n ander betekenis, want God, as God in 'n storie is, sal jou 1 talent, sal jy hom so mee verheerlik, dat hy sê die wat knap is, sal voor koning staan. En dit wil ek net vanaand vir julle sê. Ja, ek dink ek meen dit is vir my wonderlik dat ek weet dat Jan Viljoen hierdie waarneming maak. Want dit sê vir my hierdie lesing is in lyn met God se woord. Absoluut. Met God se wil. En dis presies so. Jy het nie 5 talente nodig om jou voor konings te bring nie. Die Bybel sê hy het opgevaar, geskenke uitgedeel. En dan sê hy, en jou geskenk, hy sê die geskenk enkelvoud van 'n man, bring hom in die teenwoordigheid van die aansienlikes. Jy kan 'n plammer wees, wat dalk in die meeste van ons se oë 'n jobbie is wat niemand wil doen nie. Maar as daai plammer 'n goeie plammer is, sal hy die plumbing in die koning se huis kan gaan doen. Hoor dit ek sê? So, dis nie die talente wat 'n verskil maak nie. Dis jou toewyding aan wat God jou gegee het. En
My hoofgift, ek is sterk apostolies, ek het 'n hele nasionale kerk gelei julle, maar ek is 'n leraar. En gaan kyk op die 5voudige bediening is die laagste ou in die lys. Ek het die eerste gift, maar ek het die laaste gift ook. So, ons moet vandag dit verstaan. As jy vir my moet vra, wat wil jy vir die Here doen? Wat energize my? Dan gaan ek vir jou sê, skryf my 5 ouens, skryf my 3 ouens, skryf my 2 ouens, skryf my 50 ouens voor my, wie ek kan teach. Want daar weet ek kan 'n verskil in sy lewe maak. Want dis ek. Ek het nie, en dis nie, ek weet, laat ek weet, dis nie hierdie man nie. Dis God in my. Want ek het dit soveel maal in my lewe gesien, waar die Heilige Gees net in 'n gesprek inkom, en net mense se lewens aanraak. Dan weet jy dat jy weet, dis nie die Here. En julle, ek het dit mos gesien in julle mense wat hier sit se lewe. Baie mense wat hier sit, ek dink, ek sien dit wat Jan verloor, ek getuig oor hierdie ou se lewe. As julle hom ontmoet het die eerste keer waar ek hom ontmoet het, hy het die groen vorm al ingevul, weet jy wat doen hy daarmee? Daar by die nuwe lidmaatskapklas, maar hy was lankal nie gereed vir dit nie, maar daar toe kom dat toets daarmee, hy het daar by tafel neergesit en streep deurgetrek en gesê, ek het geen gawes nie. Ek het al mense gesien met geen talent. Ek check hy nou, ek sê, hierdie is 'n leuen. Maar wie is die eerste wat dit nou vir my bring? Hy. Hoekom? Want God het sy lewe so verander, dat almal om hom sien dit en praat daaroor. En julle, dis nie die eerste ou nie. Daai ou wat daar agter hom sit, wat nou so groot bek het, hy het daar gesit in so 'n klas soos hierdie vir maande, eintlik vir weke, en lekker vis gevang. Tot op 'n dag, en hy het gedink, hierdie is 'n Amway scheme of 'n ding, toe iemand hom genooi het. En eendag toe hy daar toe hy weer daar in die mentorgroep inkom, in 'n groep soos hierdie, dis 'n ou se huis gewees toe, weet hy, 'n splinter nuwe Bybel, en ek sien hier's 'n nuwe Bybel, en ek sien hier in die kante, is 'n klomp vleks. En ek sê, hoorie, wat gaan nou hier aan? Maar ek het nie dit voor die tyd gesê nie, ons het eers deur die klas gegaan, en terwyl ons deur die lesing gaan, sien ek, hoorie, maar hierdie ou antwoord alles. Die ander kry nie so 'n kans om te antwoord nie, hy het klaar die antwoord voor ek gevra het. Ek sê, wat gaan nie aan? Vra my uit, ek sê, maar wat gaan nie aan? Hy sê, ek het iets gelees hier, en iets het my gevang. En toe besluit ek moet my lewe regkry. Toe plak hy elke vers wat in nie in hierdie reeks, nie die vorige reeks, nie die laaste duisende verse, honderde. Toe plak hy in sy Bybel, elke vers merk hy, en hy begin daai verse vat, en hy loop met dit. So dit is nie snaaks nie. Hier sit 'n ander een in hierdie groep. Ek het een sinnetjie gesê, van ware bekering, ek het die woord ware gebruik. En hy is bekeerd. Hy dien sy lewe lank die Here. Maar hy hoor die woord ware. En God gebruik net daai een woord. Ek weet dit nie. Om vir daai persoon te sê, hoorie, daar's goed in jou lewe wat jy moet uitsort. Dis so dit is. So, dis God se Gees wat dit doen, binne die konteks van ons gawes. Ek meen, hoe stuur ou jou 'n WhatsApp in 'n ander dorp, en hy sê, okay, dis op Facebook wel goed uitgesaai, maar hoe weet jy, ek verwag nie dit nie. Maar tog het die Here die gawe gebruik, ver van hierdie stad af, om iemand op 'n ander plek, en daai is 'n pastoor, het 'n gemeente, het 'n groot gemeente. So, dit wat daar beïnvloed is, gaan afgewentel word na ander kinders van die Here toe. So kan jy sien die sneeubal-effek, wat jy lewe het. Ek het 'n getuienis om te lewer. Ek kan na myself kyk as 'n redelike goeie persoon of goed gekwalifiseerd in my veld. Maar ek kan vir ure kyk na 'n skoonmaker wat die werk perfek doen. En dit fascineer my
as 'n pleisteraar pleister en dit is 100% reg. So my talent en 'n ander ou se talent kan nie met mekaar vergelyk word nie, want hy het 'n talent om te pleister, maar hy doen dit perfek. So ons kan nie neerkyk op 'n ander ou se talent of hoe klein op dit ook al is. As hulle daai werk met oorgawe doen en met perfektheid doen, dan moet mense dit eintlik op 'n pedestal plaas. Nee, dit is so. Kyk, jou ou se gawe bly jou gawe en dit is in die kerk sien mense hulle in die Bybel noem dit naïwer. Mense sien baie keer binne in die kerk naïwer omdat mense hulle wil vergelyk met ander mense. En jy kan nie. Want ek is nie jy nie en jy is nie ek nie. So doen wat jy moet doen en doen dit goed. En eintlik geld dit ook vir die sekulêre wêreld, né? Want ek kom baie keer en sien ek ouens doen 'n werk en dink met myself, Jesus, weet jy, vir dieselfde prys wat jy nou hierdie werk hier gedoen het, dieselfde tyd wat jy nou hier ingesit het en lekker aangejaag het, kon jy mos nou dieselfde tyd gevat het en dit reg gedoen het. My seun sê maar hy wil nie vir my werk nie, ek is te perfectionist. Nou gister help hulle my 'n klomp pale plant, ek wil 'n klomp kleurwiel fencing opsit hier waar die houtveining is hier oorkant dat die honde uitmekaar uit kan bly en daai fence is besig om te val. Nou hulle plant die pale daar en hulle sit die goed daar, nou hou ek hulle dop, nou sien ek hoe hulle daai waterpas daar, maar hulle meer, hy dink 60 keer om seker te maak hy ding is reg, want hulle weet as hy geplant is, gaan ek kyk of hy reg is of hy nie reg is nie. Doen dit maar reg. Doen dit goed na die beste van jou vermoë. Maar dit is so julle. As 'n ou hierdie skrif sien, as jy wil hê God moet vir jou sê, goeie en getroue diensknegt, gaan gebruik jou gawe binne die koninkryk. Want hierdie hele boodskap, hierdie hele ding is 'n koninkryksboodskap. En fokus op dit wat die Here wil hê. Daar's seisoene ook in 'n ou se lewe. Daar was 'n seisoen in my lewe toe ek baie sterker apostolies moes optree om God se koninkryk vorentoe te vat. As wat ek lerend moes optree. Ek het 'n ander funksie gehad. Maar dit was die seisoen van God. Vir letterlik 10 jaar in my lewe. So verstaan net hierdie beginsel vandag. Dit wat jy het, moet jy gebruik. Anders staan jy in gebreke voor die Here. En dis belangrik. En julle vir my, die grootste beloning lê in die feit dat deur my aandeel iemand anders tot die Here gekom het. Iemand anders kon 'n ou genooi het, maar my bediening het 'n invloed gehad in daai persoon se lewe. So die persoon wat hom ingebring het, is die een wat die krediet kry. Maar Paulus sê, ek het geplant en Apollos het nat gemaak. So met ander woorde, God se koninkryk werk nie net deur een persoon nie, dit werk deur verskeidenheid van gawes. Die een doen dit en die ander een doen dit. Hoekom? Want die liggaam bestaan uit verskillende onderdele, uit verskillende liggaamsparte, né? As ek dit nou so kan noem. En elkeen het 'n funksie. Net soos wat jou liggaamsdele 'n funksie het, dit is hoekom die liggaam baie keer siek is. En daarom in Korintiërs 11 waar hy praat oor die nagmaal, hy sê, en julle het die liggaam nie onderskei nie, daarom is daar baie siek onder julle. Wat bedoel hy daarby? Julle het die liggaam nie onderskei nie. Met ander woorde, daar is baie siek onder julle, omdat julle die liggaam van Christus nie onderskei, dat deur sy liggaam daar vir julle genesing gekom het nie, nommer 1, maar ook binne die konteks van die liggaam van Christus wat nou daar is, onderskei julle nie die gawes wat daar is nie, want jy weet nie, jy het die gawe nie, en as jy weet, dan doen jy dit nie. Jy hou dit vir jouself. Ontwikkel daai gawe, julle enige ambagsman, daai cleaner, wat Mani van praat. Dis nie die eerste keer dat hy skoonmaak nie, of sy skoonmaak nie. Ons het 'n ou werker hier by die kerk, 'n vroutjie hier, so sy het een of ander diploma. Maar sy kry nie werk nie, maar ons gebruik haar nou hier en julle, daai vrou is briljant. Ek sê nou nog vir ou Evelina by die kerk, nou weet ou Evelina is ook al ver gevorder hier in die laat 50's in, en
Sy kom daar en ek weet al, ek spot altyd met daar en sy is daar besig om skoon te maak en sy sê, ja, hier waar Evelien gewerk het, kan jy mooi weer skoon. Ek sê, hoorie, kan ek jou iets sê? Toe jy nou weg was, toe jou ma siek was, toe het ons iemand anders hier gekry wat jy gebring het. Ek sê, en daai tannie het hier skoon gemaak. En ek loop uit my kantoor uit en hier lê so hoop, letterlik so hoop, stof. En ek sê vir Grace, waar kom daai stof vandaan? Sy sê, nee Maroet, ek het dit hier uitgevee hier van agteraf, het kom al van agteraf. Ek sê, Evelien, jy maak skoon hier voorlangs, want jy is oud. Ja. Maar daai vrou is jonk, sy maak skoon van onderaf. As sy in my kantoor kom, sy wil my hele boekrak afpak, elke week. Ek moet net keer. Want sy wil alles stof en skoon maak. En toe ek sien hoe hierdie vrou werk, toe besef ek, daai vrou moet hier na toe kom. En eventueel met sy voltyds hier kom werk. Want God kan haar in sy koninkryk gebruik. Want sy is nie lui nie. Nie dat Evelien lui is nie, Evelien het ook so skoon gemaak, maar Evelien is nou al oud. Sy praat nou al van pension. En sy is nou al clever, want sy praat van haar program. So sy die kerk skoon maak, en sy is alleen op haar groot kerk. Sy sê, ja, jy weet, pastoor, ek maak die kerk. Sy sê, jy weet, ek maak hierdie kerk skoon, en as Evelien nie uit is dit skoon. Ek sê, nee, Evelien, ek weet. Maar ek het Evelien aangestel 25 jaar terug. Haar niggie werk by my in die huis, en sy is ook al 30 jaar by my, 31, 32 jaar. As hulle 'n ding skoon maak, is dit skoon. Sy gebruik haar gawe tot eer van die Here. So, hoe lyk ons gawe? Hoe lyk my gebruik daarvan? Ek dink ons gaan koffie drink is nog so 10 minute. Gaan nie al met die volgende lees nie, ek gaan nie ver vorder met hom nie. As ons volgende week net klaar maak met dit en sommer oorgaan na die volgende een toe. As daar tyd is om oor te gaan. OK. Maar Here, kom ons sit net saam bid ons saam. Vader, ek wil vra dat U ons sal help om hierdie talent wat U in ons gesit het, hierdie geld wat U aan ons toevertrou het, hierdie gawe wat U in ons skoot gesit het, dat ons dit sal gebruik tot uitbreiding van U koninkryk. Want Here, U vra nie van almal dieselfde opbrengs per getal nie. Maar U vra van elkeen van ons per persentasie dieselfde opbrengs. En party het baie en party het minder, party het gemiddeld. Want U gee aan elkeen volgens hulle vermoë. En daarom wil ek vir U sê dankie dat U my nooit oorlaai het met goed buite my vermoë nie. Maar dat U, Here, dit wat U wil doen, binne die konteks van my vermoë daar gesit het. Help ons om met geloof, dit wat ons nie kan doen nie, te doen, omdat ons weet, die Here is met ons. Dankie dat ons hier kon wees. Ek wil bid, Here, vir hulle wat ons lanklaas gesien het, dat U net asseblief, Here, in hulle harte sal werk, en dat U weer opnuut, Here, mense sal bring, en dat U, Hemelse Vader, opnuut die mense wat hier hoort, sal terugbring, en dat hulle saam toegerus sal word in Jesus se naam. Daar's baie wat siek is, as ander wat weg is, ons bid dat U hulle sal seën, dat U hulle sal genees en sal aanraak. Dankie Koning Jesus dat U ons God en Here is. Ons eer U daarvoor in die naam van Jesus Christus. Amen. 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 Okay, julle blessings en ek hoop julle het vanaand iets. Ek het al gehoor hiervoor het iemand iets